just a mention of your name. Prijs die Here. Ek wil net graag ons skrifgedeelte lees voor ons nog gesing. En dit is in Jesegiel 37. Hy sê: En jy mense kind, neem vir jou 'n stuk hout en skryf dit daarop. Vir Juda, die kinders van Israel, sy bondgenote, en neem 'n ander stuk hout en skryf dit daarop. Vir Josef, die ander hout van Efraim, en die hele huis van Israel, sy gebondsnote. En voordat ek vir ons die tweede vers gaan lees, wil ek hê, as jy kan, vat dit in mekaar se hande so, en as jy kan, die persoon agter jou se hand
As jy dit kan vat in mekaar se hande so. Ek lees vir ons vers 17. Hy sê, voeg hulle dan vir jou by mekaar, die een by die ander, om een stuk hout te wees, en laat hulle een word in my hand. Vers 20 sê hy sê, en ek sal vir hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en een koning vir hulle almal koning wees. Die opskrif van hierdie geleesstuk is Israel word herstel. Weet die Here verbind ons as eenheid aan hom vermoere. Ons as een stuk hout en Christus aan die kruis as die ander. Ek en jy is vermoere skoon gewas deur Jesus se bloed. Kom ons sing dit dan. Skoon gewas en vry van ons sonde en ons dood vermoere. Ek en jy. Ek is skoon.
wanneer die grond so 'n bietjie droog geword het. Jy weet, dan begin as sulke krake plaasvind. Dan kom krake. En daardie grond, maar wanneer daar een nou reënbuitjie val, net een buitjie van water wat val. En daardie strome van water begin so vloei oor daardie droë grond. En dit vul daardie krake in daardie grond. As jy weer daar verbykom, as jy nie daardie lewe plaasvind, daardie grond is benat. Maar dan word weer iets voortgeskep. Prys nou, ons het gisteraand al iets ervaar. Toe die waterstrome van die Heilige Gees begin te vloei oor die droë grond, waar eers begin benat geword het. Ek hoor die waterstrome val. So wonderskoon. Dan sal ons van blydskap op ons gestrand al eers begin kom. En voor die Here prys en ek hoor die waterstrome. Ek hoor die waterstrome. fear of tomorrow. I am free of the guilt, from the guilt of my past. Kom ons sing dit. Hartlik saam.
eer en lof wat hom verhoor toekom. Bring him sacrifice of praise. This morning, bring it unto him this morning. Here sy Vader. Here sy die Seun. Van U o Gees van God. Hier al die ewigheid sal. Want Here is sy Vader.
ons raak gesien, die nasies van hierdie aarde, sê die woord, word as 'n druppel geleer, maar tog sien hy ons raak. Dankie vir die alomvattende liefde, vir die alomteenwoordige liefde. Here aan die Vader, Here aan sy Seun, al die eer aan U. Amen. Baie dankie, Here seën vir U. Dit is 'n wonderlike voorreg dan vandag vir my om die gasspreker aan U voor te stel. Baie geseën in die woord van die Here en ek kyk uit daarna om te luister, mag die Here u ryklik seën. U Fransjoos Tassen, baie dankie. Ek wil net vir pastoor Paul baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg om vanoggend hier in Australië te kan wees. Ons het regtig nie gedink ons gaan die eer en voorreg om een van ons voete hier te plaas nie. En ek moet verskoning maak vir my handskrif wat so lelik is. Hy kon 'n dokter geword. Maar ek wil ook eerstens vir die Here baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg. Ja. Om vanoggend deel te kan hê aan hierdie deel te kan hê aan hierdie wonderlike Paasfeesvierende van U. Alles is so met deernis, met liefde, met omgee voorberei van die saal regdeur tot hierdie pragtige matte wat aangekoop is. Ons wil julle komplimenteer en dit spreek ook die julle dat hulle hart is by die koninkryk van ons hemelse Vader om alles te doen wat hulle hand vind om te doen tot eer van sy wonderlike naam. Pastoor Paul se spel maar die Here se seën oor julle en die gemeente hier in Australië. En ek wil graag vanoggend met u 'n gedeelte, ek is nie een van daai pastore wat so hulle sê skree maar ek is een van daai rustige broers. So as u voel vanoggend u raak aan die slaap, dan staan net so 'n bietjie op, maar ek sal u help hoor, ek sal help. Dierbaar is ek wil graag gedeelte uit God se woord met u deel, daar uit Jesaja 53. Ek wil vra dat ons gaan 'n hele paar skrifte lees, maar so kosbare gedeelte. U kan saam met my dit lees van die eerste vers tot die 9de vers. En as u Jesaja 53 reg kry, dan ek vra dat u ook gaan blaai na Markus 15. Na Markus 15. Ek lees vir u graag voort uit Jesaja 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Amen. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond waar ons vanoggend ook gehoor het. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar genesing gekom vir ons.
Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydsgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis? Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom. En dan wil ek afsluit met hierdie gedeelte van Jesaja. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog is in sy mond gevind nie. Lees asseblief ook saam met my uit Markus 15. En dadelik vroeg in die môre het die owerpriesters saam met die ouderlinge en die skrifgeleerdes en die hele raad 'n besluit geneem. En nadat hulle Jesus geboei het hulle hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer. En Pilatus het hom gevra, is u die koning van die Jode? En hy antwoord en vir hom gesê, u sê dit. En die owerpriesters het baie beskuldigings teen hom ingebring. En Pilatus het hom weer gevra en gesê, antwoord u niks nie. Kyk hoe baie getuienisse hulle teen u inbring. Net tot sover. Daar word vertel van 'n seentjie wat op 'n plaas groot word, en sy ouma koop vir sy sussie, of nie koop nie, ekskuus, sy ouma maak vir sy sussie 'n pop. Nou dierbaar is in die tyd van ouds, ek glo van die ouer geslagte wat vanoggend hier sit sal weet, dinge was daai tyd was daar nie soveel voorraad beskikbaar volop nie. En die ouma gebruik saad van koringsaal om hierdie pop te vul. Maar hierdie seentjie het 'n probleem gehad, want hy het niks by sy ouma gekry. En dit het hom so bietjie, as ek dit so kan sê, geïrriteer, dat hierdie sussie soveel aandag aan hierdie pop gee. Die pop gaan saam bed toe, die pop gaan saam badkamer toe, die pop gaan saam sitkamer toe. Sy praat met die pop, sy trek die pop aan en sy gesels met die pop. En hy het niks gekry by sy ouma nie. En hy maak 'n plan. En hy besluit eendag, terwyl alles rustig is, en om een of ander rede het sussie die pop by die huis gelaat, besluit hy gaan hierdie pop wegsteek, begrawe. En soos dit maar is, soos ons baie goed toneel kan speel, toe sussie pop soek, weet niemand, en Boetie veral, niemand weet waar die pop is. Was sy hande onskuld. Maar ons kan nie teen die natuur speel. Op 'n dag, toe besluit God die Vader om reën te stuur. En soos die reën val en die grond word nat, gebeur daar iets onder die grond. Ontkieming. En terwyl hierdie seun se mamma besig is om wasgoed op te hang, sien sy in die hoek van haar oog 'n baie unieke vorm. Baie uniek, nogals bekende vorm. En toe sy so nader stap, Polly, she saw hier's the doll. Hier's die pop. Die pop was nie meer gewees nie, hy het begin ontkiem. Maar Boetie moes daardie dag erken, hy is die skuldige. Ek dink terug my eie lewe, voordat ek by die Here uitgekom het,
ry ek een oggend fiets, ek is besig om koerante af te lewer, dit was hoërskoolseun deel van my werkie om ekstra geld te verdien. En daar was een huis met die mooiste rose. En dit was Valentynsdag en geliefdes, ek het nie in my hart in daai oomblik gevoel dat ek my hardgewerkte geld wat so sweet voor die aangesig is moet neem om 'n roos vir 'n roos te gaan koop nie. En ek stap die oggend vroeg, ek het gewoonlik so vroeg 4:45 dat ek begin koerante aflewer in die oggende daar in Goodwood in die Kaap. Stap ek by hierdie tuin in, plaas die koerant, want ek het geglo om altyd alles saggies te doen, niemand te steur nie, en ek gaan knip 'n roos af. Baie tevrede, baie gelukkig, en ek ry op my fietsie, en soos ek die koerante klaar afgelewer het, gaan plaas ek hierdie roos voor 'n dame, 'n meisie se woonstel voordeur neer, vir my Valentyn. Maar die tyd stap aan. En daardie jaar, dieselfde jaar, gee ek my hart vir die Here. En daar gebeur iets. Daar gebeur iets, daar begin 'n ongemaklikheid in my binneste te woel, ek wil amper sê te woel. Want wat gebeur? Die Gees van die Here begin ons te oortuig. Op daardie stadium was dit geen probleem vir my om die roos te neem nie. Maar toe ek by Jesus uitkom, toe besef ek, hierdie jong man, kan nie soos hier die skrifgedeelte van Jesaja sê, ek is sonder onreg, daar's geen bedrog in my mond nie. Moes ek op my ou fietsie klim daardie dag, al my moed by mekaar skraap, terugry na daardie huis in Goodwood, aan die deur klop en gaan verskoning vra vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Dat ek daardie roos geneem het. Die man het my net so gekyk en hy het gesê dis alles reg. Maar hoekom deel ek vanoggend hierdie twee getuienisse met u? Want in 'n paleis van 'n man met die naam van Pilatus is daar 'n Romeinse gouverneur wat aandagtig luister na verskeie aanklae wat owerpriesters, manne van aansien van daardie tyd, die een die andere noem, en ek glo in tye van ouds was, soos ons weet, was daar boekrolle, ek glo om alles deeglik voor hierdie Romeinse gouverneur voortou oor hierdie skuldige, glo ek hulle punt vir punt alles afgelees. En terwyl elke aanklag gelees word in die teenwoordigheid van Pilatus en Jesus wie die skuldige is, kyk Pilatus Jesus met groot verwondering aan. He was standing there, or possibly sitting there in amazement. Die woord sê, die Engelse woord sê, he was amazed. Want dit is half amper onnatuurlik dat iemand sal stil bly. Ons ken mos, ons is mens. As iemand jou vals beskuldig oor iets, wel, ek praat dan met myself, dan sal ek gou sê, ekskuus, dis nie die waarheid nie. Maar Pilatus het nog nooit so iets in sy lewe ooit gehoor of gesien. En dit wat hier in sy hart is, spreek hy tot Jesus en hy vra vir Jesus, maar antwoord u dan niks nie. Die skrifgeleerders, glo ek, wie daar teenwoordig was by hierdie raadsitting. Toe die stilte so heers, toe dink hulle terug aan dit wat Johannes in Johannes 8 neerpen vir ons. Toe hierdie skrifgeleerdes en fariseërs by mekaar kom en raad hou,
juis om die wet van Moses te gebruik, om Jesus dan ook so aan te kla en beskuldigings te kry. Onthou hulle van 'n geleentheid waar hulle vrou in oorspel betrap op die daad. En die woord van die Here sê, wat doen hierdie man? Hulle bring die vrou na Jesus. Harte vol veroordeling, net soos ons as mens geneig is om te doen. As jy dalk nie so lyk, of as jy nie so ryk nie, of as jy nie so praat nie, dan is daar groot probleem. Hulle sit met 'n probleem met hierdie vrou. En dierbares, terwyl hulle die wet een na die ander noem en beskuldiging inbring teenoor hierdie vrou, dat sy eintlik gestenig moet word. Dis die vereiste van die wet. Sak Jesus neer en hy skryf met sy vinger op die grond. Dink net gou by jouself. Hoe frustreerd was daardie skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle het gehoop en hulle het 'n verwagting gehad dat al hierdie beskuldigings teen Jesus gaan iets hier in hom wakker maak, sodat hulle dit ook kan neerpen op die lys van beskuldigings. Maar hoor mooi, ons ken die gedeelte. Jesus breek daar die hele atmosfeer van beskuldigings en aankla en hy swaai dit letterlik om tot 'n oortuiging en amper tot 'n sondebelydenisdiens. Jesus se woorde aan, maar jy wat sonder sonde is, gooi eers dit. Dink net vir jouself. Hierdie manne wat met soveel aanklaag kom het oor hierdie vrou. Stom geslaan. Hulle het niks gesê. Die woord van die Here sê, van die oudste, en is treffend die oudste, tot die laaste. Hulle gewete, die woord sê, hulle gewete is het hulle bestraf. En een na die ander het hulle die toneel verdwyn. Van die woord van die Here sê die profeet Jesaja profeteer en hy sê, daar was geen onreg, hy het geen onreg gedoen nie. Geen onreg het hy gedoen nie. Dis Jesus. Pilatus, om net vir u vanoggend, ek amper vir u sê, in die lig te bring van wat afgespeel het in daardie paleis, in daardie oomblikke, het Pilatus 'n heiden, hoor mooi, 'n heiden, ons kan maar van leer partykeer by die wêreld geliefdes. Ons het nog nooit, hoor mooi, ons het nog nie op die plek gekom as kinders van die Here waar ons alles weet en alles ken nie. Dis gevaarlike terrein. En Pastor Marius, ons moderator, vorige moderator het altyd so gesê, dis gevaarlik as jy op daai plek kom waar jy dink jy weet alles en jy ken alles. Maar Pilatus kyk na Jesus. En ek wil dit graag vir die ander, wat Lukas melding van maak, en hy skryf die volgende, Lukas 23 vers 14. Julle het hierdie man na my gebring as een wat die volk afvallig maak. Hy was aangekla, hoor mooi, hy was aangekla, nie net een persoon nie, maar 'n volk, wat hy afvallig gemaak het, daarvoor is hy aangekla. En nou het ek in die teenwoordigheid
in julle teenwoordigheid. Dit is nie eers geliefdes van wat hy gehoor het van wat mense sê nie, want baie keer wat mense sê kry nog 'n stertjie by. Daar en dan, soos Jesus al hierdie beskuldigings moet aanhoor en Pilatus, het hy baie mooi die kat uit die boom uitgekyk. Ons sal dit so sê. En hoor mooi wat sy verder. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel. En in hierdie man, Jesus, geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Dis nie al nie. Die tweede maal in dieselfde hoofstuk spreek Pilatus. Hy sê daar spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat. Maar ek wil vanoggend net ietsie met u deel. Hierdie beskuldigings, hierdie aankla van die broeders, naamlik Satan, het nie net daar afgespeel eens in die tempel of in die paleis van Pilatus nie. Kom ek van die terug. Daar in Genesis 3, al die pad Genesis 3, is hierdie lustige aankla, die mensemoordenaar, die vader van leuns, en ek wil dit graag vir die volgende lees, daar in Genesis 3, hoor mooi wat sê hy vir Eva, eintlik wat hy na regte hier doen, hy plaas God in die aanklagsbank. Hoor mooi. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Eintlik, hoor mooi, eindelik, indirek, het Satan vir God beskuldig dat hy die mens beroof van goddelike vermoëns. Nou dink net mooi daaraan wat alles hier by Eva gebeur het. En geliefdes, daar dank ek die Here vanoggend en ek eer hom vanoggend vir ou Paulus wat ook beskuldigings ingebring het teenoor hoeveel mense. Die woord van die Here sê, daar was 'n tyd dat hy die kinders van die Here, hoor mooi, daar was 'n tyd wat hy die kinders van die Here letterlik uit hulle huise uitgesleep het. Hierdie Farisee, hierdie hoogsgeleerde man, kry 'n ontmoeting op die pad van Damaskus met die godheid. En dierbaar is daardie beskuldigings wat hy aan hoeveel mense toegesnou het. Skryf hy aan die gemeente in Rome, en ek wil dit graag vanoggend ook vir u lees, want hy die mens verstaan. Hy besef dat u en ek, wie vanoggend hier in Australië onsself bevind, dat ons nou nog ook self 'n worstelstryd nie net met onsself voer nie, maar geestelik. Dat u en ek vanoggend na regte, as ons eerlik met mekaar is, nie dink ons is so goed soos wat ons is nie, want ons is nie. Nie een van ons het die vermoë in ons eie krag en ons eie vermoë om te kan sê, ek gaan hemel maak in my eie krag nie, of ek is gered in my eie krag nie. As jong mens, voor ek daai gedeelte lees, as 'n jong seun, was ek soekende gewees, ek het 'n begeerte gehad na die Here, ek het nooit geweet om by die Here uit te kom nie. En op 'n dag, nie in 'n Pinksterkerk nie, maar in 'n groot kerk, sak ek neer in Milton weg, naby pastoor van sy huis, in 'n pastorie van 'n leraar, in sy studeerkamer neer, en ek gee my hart vir die Here. Al daardie beskuldigings, geliefdes, wat ek saam met my gedra het, en wat u en ek gedra het, en baie kere nou nog soos ons hier sit, dra, van wat mense jou toesnou, wat mense jou toespreek, wil ek vanoggend vir u sê, daar is vir u hoop,
Paulus skryf aan die gemeente en hy sê die volgende in Romeine 3, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's niemand wat verstandig is nie, daar's niemand wat God soek is nie. Dit is die tyd wat ons leef. Mense soek nie meer die Here nie. Mense het nie meer 'n verlange na die Here nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar's niemand wat goed is nie. Jesus self sê, niemand is goed nie, behalwe my Vader. Ag, wil u net u hande opsteek vir 'n wyl en sê, Here, dankie vir die goedheid. Dankie dat u goed is. Halleluja, ons eer die volgende. Prys sy wonderlike naam. Hy sê verder, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar's niemand wat goed is nie, nie selfs een. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tong pleeg hulle bedrog. Hy het geen bedrog gepleeg nie, sê God se woord. Die gif van others is onder 'n lippe, hoe maklik lewer ons as kinders van die Here opinie teenoor iemand. Ek self, geliefdes, al is 'n mens 'n prediker of 'n pastoor, hoe ook al sy, self moet ons so waak. Ons is maklik geneig om krities teenoor iemand by ons werk te spreek of opstandig. Ons is maklik geneig om deel te hê aan 'n kinderpraatjie. Die woord van die Here praat, Paulus skryf, hy die mens geken, want hy was self mens. Hy sê, daar's gif onder hulle adders. Ekskuus, daar's gif van adders onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Ons moet waak dat bitterheid dierbaar is. My seun, Zandrey, wie vanoggend hier sit, ons is by 'n kinderpartytjie en hy's in die swembad en ek stap vir 'n wylie so terug. Ek op daai stadium kon hy nog nie swem nie. En hy's by die trap en ek dink, ag, hy's veilig daar. No problem. En toe ek weer so omdraai, sien ek hoe 'n man hom letterlik uitruk uit die water. En hoe die ou seun snik na sy asem en dis net swembadwater wat maar uitkom. En 'n lang tyd het verloop. Ek het myself verwyd daaroor, dat ek nie daar was vir my seun toe hy my nodig gehad het nie. Maar daar was op 'n dag dan nie wat hy ook by die Here uitgekom het, wat hy sy hart vir die Here gegee het. En eendag toe sê hy vir my, want ons het elke aand bid ek saam met my seuns, daardie tyd, lees saam met hulle uit die woord van die Here. En daardie aand toe sê hy vir my, papa, ek wil my hart vir die Here gee. Maar tyd verloop daarna en hy sê vir my, as ek gaan slaap, dan sien ek hoe hierdie toneel afspeel van die water en ek kan nie uitkom uit die swembadwater nie. Geliefdes, in daardie oomblik en ek dank die Here vanoggend en ek dank Jesus, halleluja, vir die volmaakte prys wat hy betaal het. Daardie oomblik kon ek saam met Sandra gaan bid het en ek kon my hart uitbely het teenoor hom en ek kon vra, ag seun, kom ons bid dat die Here hierdie saak sal wegneem en dat hy ons sal, dat hy my sal vryspreek uit hierdie, hoe maklik kan bitterheid indree. Ek dank die Here vir gunstige tye soos hierdie ook vir 'n kamp soos hierdie waar ons die geleentheid, ons het gehoor gisterand, waar ons 'n bietjie ons harte kan ondersoek. Want baie keer laat ons dinge toe in ons lewe. Nie noodwendig ons nie, maar wat van buite kom. Eksterne faktore. En ons mens dink, maar dit is ek. Ek is die oorsaak. Ek is die skuldige. En die vyand hou jou daar. Om sy vinger. Hy skryf verder en hy sê die volgende: haastig is hulle voet om bloed te vergiet. Verwondering en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar's geen vrees van God
voor hulle oë nie. Ek wil hê jy moet mooi hoor, die weg van vrede ken hulle nie. Dit was my verlange, Lorraine, as 'n jong seun, om vrede by die Here te kry. Ek het nie vrede gehad. Hoeveel nagte het ek in my bed gelê as 'n jong seun, trane wat oor my oë geloop het, gesê, Here, as ek nou moet sterf, gaan ek nie die voorreg hê om by U te wees nie. Dit het my so gepla. Weet jy, dit het my amper, ekskuus om dit so te stel, my gevreed. Aan my gevreed. Want ek het nie geweet hoe nie. Ek het nie geweet waarna toe nie. My ouers kon my nie help nie. Ek het nie vrymoedigheid gehad nie om met my ouers te praat nie. Maar ek dank die Here vir 'n roepstem. Ek dank Jesus, by wie geen onreg is nie. Halleluja, in wie se mond geen bedrog gevind is nie. En ek dank Paulus ook teenoor hom volgende. Hy skryf die volgende en ek sluit hiermee af. Hy sê, maar hierdie skuldbrief, hoor mooi volgende. Hierdie skuldbrief wat jy mee stap vir jare en maande. Hoor mooi, al daai insettinge. As ek vanoggend daai boeke sal, al daai boeke se blaaie, dink net gou vir jouself. Daar's 365 dae in 'n jaar. As jy elke dag sondig en glo my, dit gebeur. Dink net aan al hierdie stapel boeke, Tannie Marika, wat hier vanoggend van my voor u moes gestaan het. Maar hierdie skuldbrief met al sy insettinge, wat u en my vyandig gesind was, wat het hy gedoen? Hy het dit weggeruim, hy het dit weggeneem, hy het dit verwyder. Halleluja, hoor mooi, hy het dit weggeneem, hy het dit verwyder, jy hoef nie daarvoor te betaal volgend nie. Hy het dit weggeneem, hy het dit verwyder. As jy volgend daai boeke sou oopmaak, sal jy sien, daar's niks oor op daardie boeke geskrywe nie. U hoef nie vanoggend in hierdie banke te sit onder die beskuldigings en die aankla van Satan nie. Dis verby. Halleluja, want wat het hy gedoen? Hy het dit vasgenaal aan 'n houtkruis, sodat u en ek die voorreg het om te kan sê, deur sy wonde is daar vir ons genees. Halleluja. Ag, wil jy die volgende net so dankie sê. Kom ons van u oortredinge deurboor, terwille van u ongeregtighede is hy verbrysel. Wat 'n mens sou dit ooit vir u doen? Dis my Jesus, halleluja, wat dit vir ons doen, die straf wat vir ons die vrede aanbring. Die wêreld kan nie vir jou vrede gee nie, Jesus gee vir ons vrede. Halleluja, was hom, en daarom eer ons hom volgend, en ons dank hom vir hierdie genade. Daarom dank ek die Here, daar's geen, hoor mooi, daar was geen onreg by hom. Geen bedrog is in sy mond gevind nie. Dis nie die getuigskrif van u en my volgend nie. Dis Jesus se getuigskrif. Maar deur daardie getuigskrif het hy die aankla en die skuldbriewe weggeneem en aan 'n houtkruis vasgenaal. Kan ons vanoggend daardie koortjie sing, thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. Holy Spirit, won't you tell us more about His lovely name?